Goeiemôre. Jy luister na die 76ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema is mentorskap. Ons keer vanmôre terug na die bevindinge van die Harvard-studie, die langdurigste studie ooit oor menslike geluk en welstand, soos dit opgeteken is in die boek The Good Life van Robert Waldinger en Mark Schulz. Ek het die reeks kortliks onderbreek deur die Gallup World Happiness Report se bekendstelling. Nou keer ons terug na die tema van werk. In oordenking 66 het ons werksure in perspektief gestel en in oordenking 67 gesels oor die oorspoel-effek, wanneer emosionele spanning en stres by die werk oorspoel na verhoudinge by die huis en hoe om dit te verhoed. Vanoggend gesels ons verder oor die verband tussen ons arbeid elke dag en ons geluk. 'n belangrike faset van die werksomgewing is natuurlik vriendskap tussen mense wat saamwerk. Maar iets waaroor ons beslis vanmôre moet dink, is die belangrikheid van mentorskap. Die meer senior mense in maatskappye het 'n reuse rol om te speel in die mentorskap van jonger generasies. Jy kan enige suksesvolle persoon vra en hulle sal 'n naam of name noem van mense wat hulle loopbane positief beïnvloed het. Dit mag 'n onderwyser wees, 'n dosent, 'n senior werknemer, afdelingshoof, bevelvoerder, toesighouer, kliënt, wie ook al. Is nie altyd iemand met hoë posisie nie. As daardie persoon wat met hulle raad, advies, insig, ervaring, jou kennis laat toeneem, jou help om insig te verkry, die groter prentjie te sien, dinge te leer wat jy nie in boeke sal vind nie, vir jou 'n hupstoot gee in jou loopbaan, 'n sprong laat maak na 'n plek toe wat jou jare sou neem om by uit te kom. Dit mag tegniese kennis wees, in 'n vakgebied of werksomgewing, maar heel dikwels is dit lewenswysheid. Lewenswysheid vir verhoudings, hoe om emosies te hanteer, hoe om mense te behandel, hoe om kliënte te hanteer. Dink vanmôre terug op jou lewenspad en al die mentors wat jou lewe beïnvloed en geraak het. As dit vir jou moontlik is, neem 'n pen en papier en skryf hulle name op. Begin voorskool. Wie was daar wat vir jou 'n mentor was? Op daai stadium was dit net iemand wat jou beïndruk het, iemand wat jy gedink het, ek sal soos hulle wil wees. Op laerskool. Skryf die name neer. Wie was daar op hoërskool? Miskien is dit onderwyser. Miskien 'n ouer kind in die skool. En toe jy die skool verlaat het en daardie eerste tydperk toe jou voete moes vind in die grootmenswêreld. Wie was daar na wie jy opgekyk het? Wat vir jou mentor was? Dan in jou 20's, jou 30's, 40's, skryf so aan tot vandag, wie is daar wat vir jou 'n mentor is? By my eerste werk was mentors skaars gewees. Ek het met 'n ambag begin en ek moes maar selektief by my seniors leer. By sommige kon ek baie leer oor hoe om 'n ambagsman te wees, maar nie noodwendig iets oor emosionele intelligensie of selfs die lewe nie. Sommige kliënte het wel 'n groot indruk op my gemaak. Interessant genoeg was een persoon by wie ek geweldig baie geleer het, 'n ou swart werker met die naam Flip. Hy het by die draaibanke gewerk en sy mentor was 'n legendariese oom wat al afgetree was toe ek begin ambag loop het. My pa het altyd van oom Teens gepraat en my vertel van sy wonderlike vermoëns. Flip het jare lank saam met oom Teens gewerk in die agterste deel van die werkswinkel. Flip het hom later maar een kant gehou nadat die oom afgetree het. Ek was so 'n paar maande daar, toe het Flip erns besluit dat ek waardig genoeg is om die geheime wat hy by oom Teens geleer het, vir my te leer. Genigtig. Hy het soveel dinge geweet wat nie een van die ander ambagsmanne geweet het nie. As hy nie van jou gehou het nie, was hy soos 'n toeboek. Hy sou vir jou niks gewys het nie.
Een eintlik onbenullige voorbeeld is dat ek 'n boorpunt kan skerp maak, dat jy sal dink hy kom pas uit die fabriek uit. Dit het Flip my geleer. Die kuns lê in die gewrig. Daar's 'n manier wat jy daardie boorpunt teen die hoekslyper vasdruk, dat hy die perfekte hoek maak om daardie boor skerp te maak. Flip het my dit geleer. Op universiteit het ek mentors leer ken wat 'n begrip gehad het van die lewe soos ek nooit voorheen gesien het nie. 'n Insig in die lewe. Kennis van die Bybel, insig in die Bybel. 'n Wysheid vir ons elke dag se bestaan. Sommige van hulle het, hoe meer geleerd hulle geraak het, net meer nederig geword. Interessante verskynsel. Jy kon by hulle klasse uitstap en weet, jy het nou 'n voorreg beleef wat min mense op aarde ooit kan beleef. Met een van hulle kon ek later as kollega saamwerk, Prof Teens Dreyer. Soos jy hom by die universiteit gekry het, so het jy hom op straat raak geloop. Hy was altyd dieselfde. As hy gepreek het hy nie gepreek nie, hy het gepraat. En hy het gepraat asof jy die enigste mens is wat in daardie kerkgebou sit. Asof hy die preek vir jou voorberei het. Hy het sy preke geleef. In die gemeente waar ek begin werk het, was daar 'n ontploffing van mentors. My kollegas, senior persone in die gemeentes, mans en vrouens, ooms en tannies. Ek besef vanmôre opnuut hoeveel merkwaardige mense oor die jare heen, tot vandag toe, in ons gemeente is. Baie van julle wat vanoggend hier luister is in ander gemeentes, op ander dorpe en stede, selfs ander lande. Ek hoop werklik dat dieselfde vir jou waar is. Ek vertrou dit is. Dink aan die mentors rondom jou. Die mense by wie jy meer kan leer oor elke liewe faset van die lewe. Ek het by Gustav Gous, die lewensafrigter, opnuut geleer om meer tyd saam met mentors te spandeer, om meer moeite te doen om hulle wysheid in te drink. Hy sê altyd, nooi daardie persoon wat jy as mentor ag vir middagete. 'n Middagete is baie goedkoper as 'n kursus of 'n graad, en jy sal boonop in 'n korter tyd baie meer leer as wat jou lank sou vat in 'n kursus of 'n graad. En op die koop toe maak mens dikwels nog 'n vriend of 'n vriendin in hom en haar. Ek het ook by Gustav Gous die gesegde geleer, when the student is ready, the teacher will appear. As die leerling reg is, sal die leermeester opdaag. Dis beslis so. Wanneer ons innerlik gereed is en oop om te leer, daag daar 'n leermeester op. Dit is 'n Flip of 'n Prof Teens. Dink aan mentorskappe in die Bybel. Joshua en Moses, Samuel en Eli, Elisa en Elia, Rut en Naomi, Timoteus en Paulus. Ons lees in Spreuke 9 vers 9, gee aan 'n wyse en hy word nog wyser. Deel kennis mee aan 'n regverdige en sy geleerdheid neem toe. Kom ons bid saam met Psalm 1. Hemelse Vader, laat ons geluk daaruit vloei, dat ons nie die raad van goddeloses volg, nie die pad van sondaars stap nie in die kring van spotters sit nie. Laat ons vreugde vind in u wet en u volmaakte wil, dat dit dag na dag oor ons lippe vloei. Laat ons wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, dat ons vrug dra op die regte tyd, dat ons blare nooit verdor nie. Laat alles wat ons aanpak gedei. Help ons vandag, Here, dat ons die pad van die regverdige loop. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.